Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkome gemoedsrus in die Kaapse Wynlande. Wel, 'n groot storie natuurlik afgelope week, die mediumtermyn begrotingsrede deur die minister van Finansies, die sogenaamde mini-begroting, wat absoluut niks te doen het met 'n mini-begroting of 'n begroting nie. Dis net 'n gewone geleentheid vir die minister van Finansies om terugvoer te gee oor wat met die staat se finansies aan die gang is. En nie kortliks wat aan die gebeur is. Een belangrike syfer, die minister verwag nou laer ekonomiese groei, so wat 1.2%. Ek dink wel, die feit dat dit afwaarts aangepas is, dis glad nie 'n verrassing nie. Ek dink 1.2% is so iets wat aan die hoë kant. So dis die een. Die tweede een, die staat se inkomste doen baie beter as wat hulle aanvanklik gedink het, en dis natuurlik as gevolg van 'n baie aggressiewe SARS. So die inkomste diens is baie aggressief besig om soveel bloed uit die klip uit te tap as wat hulle moontlik kan, en hulle kry meer geld in ten spyte van 'n swakker ekonomiese groei. So dit gee mense 'n aanduiding van hoe aggressief SARS inderdaad is. Die staat se uitgawes lyk vir my is redelik in lyn met die oorspronklike begrotingsraming. As jy die hele ou spulletjie bymekaar sit, so ons het 'n kleiner ekonomie, maar die fiskale tekort is ook iets wat kleiner en die skuldvlakke lyk dit vir my is besig om te stabiliseer. Kortliks, as mens kyk na wat in die staat se finansies aan gebeur is, dan lyk dit vir my dat die ergste oor is en die staat se finansies met so 'n bietjie geluk kan so verskoon tog, kan so binne 'n jaar of 2 begin stabiliseer en dan kan die staat se skuldvlakke inderdaad begin daal. En die kanse is selfs baie goed laat ons selfs 'n opgradering kan sien. Natuurlik die groot aankondiging wat my betref is die minister van Finansies se amptelike aankondiging dat die inflasie mikpunte verlaag is na 3% toe, en dis nadat daar verskriklik baie druk op hom was, natuurlik om inflasie mikpunte verder te verlaag van 3 tot 6 na 3% toe, en hy het uiteindelik bes gegee en het die inflasie mikpunte verlaag na 3%. Maar hier is die interessante ding. Onthou nou, as die inflasie mikpunte verlaag, dan is daar druk op hom ook om minder geld uit te gee, en as druk op die plaaslike owerhede om ook hulle verhogings in toom te hou, en natuurlik op instellings soos byvoorbeeld Eskom en dies meer. En hierso is wat ek aan julle aanbeveel om te doen. Moenie enige prysverhogings bo kan 3% aanvaar nie. Sit druk waar jy ook al koop. Maak seker dat die mense nie hulle pryse meer as 3% verhoog nie. Maar dit beteken ook dat as die goeder wat jy verkoop, wat jou arbeid insluit, kan jy slegs aandring op 'n verhoging bo kan 3% as dit werklik waar beter kwaliteit is byvoorbeeld. So inflasie mikpunte 3%, uitstekende en wonderlike ding.